Ek weet nie van jou nie, maar ek is vanmorgen nogal opgewonde. Want ek het iets besef. En dit is dat God is nog steeds in beheer. Ongeag van ons omstandighede, ongeag van wat gebeur in ons lewens, ongeag van ander mense se opinies, God is in beheer. So ek wil vanmorgen 'n skrifgedeelte saam met jou lees in 1 Korintiërs 15 vers 17. Hy sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes. Sjoe. So kom ons sit so, bid ons saam, vra ons die Here om in die gesprek in te kom. Onse Vader wat in die hemel is. Dankie dat ons vandag weet, Here, u goedheid,
en die genade is vir ons genoeg. Ek wil vanmorgen bid en vra, Here, kom praat met ons harte. Kom vul ons toe met die liefde en die genade, en Here, dat ons sal hoor en verstaan wat U vanmorgen vir ons sê. Here, ek eer U vir wie U is en wat U in ons lewens doen. In Jesus wonderlike naam. Amen. Kyk gou vir die ou langs jou en sê vir hom, don't get stuck. Ek het op 'n stadium het ek met iemand gepraat, die ou het ingekom by my en hy het 'n kruisie met die Jesusbeeldjie aan. En dadelik toe ek dit sien, toe ek half agitated vir die rede, dit is iets wat die vyand in ons harte doen, om baie keer Jesus aan die kruis te wil hou. En ek sê vir die persoon, waarom draai jy die kruisie met die Jesusbeeld op? Hy sê, want dit is wat gebeur. Ek sê, maar is hy nog op die kruis? Hy sê vir my, nee. Ek sê so, hy is eintlik stak. En jy is vasgevang in 'n hoofstuk. En ek wil vanmorgen met jou praat daaroor, want ons raak so maklik vasgevang in 'n hoofstuk. Daar is sekere dinge wat in ons lewens gebeur, en dan raak ons stak. Ons raak vasgevang, en ons besef nie werklik wat besig is om te gebeur nie. Nou, ek wil net vanmorgen verstaan, want baie van ons gaan geestelik nie vorentoe nie, because we're stuck, omdat ons vasgevang sit. En die Heer my geweldig begin pla, want dadelik toe kom het by my op, ek wonder hoeveel van ons sit vasgevang, nie net in ons omstandighede nie, maar in opinies van ander, in vrese van ander, en wat mense sê en dink. Jy sien, hier het my laat dink, want dadelik toe kom het by my op, dat Paulus of Saulus op daardie stadium het nie hy het gedink, hy doen die regte ding, en weerliks die slegste van alles, hy was besig met die verkeerde ding. Hy het die Christene vervolg, maar hy het God gedien. Hy het gedink, hy is besig met die regte ding, en toch was hy verkeerd. En dadelik begin die Here met my daaroor te praat, want jy sien, baie maal in ons lewens, ons raak vasgevang in ons gedagtegang, wat ons dink reg is, en mooi is, en edel is. Kan ek vandag vir jou sê, dit het tyd geword om nie vasgevang te wees nie, maar om te sê, Here, ek wil aanskuif na die volgende hoofstuk van hierdie boek toe. Ek wil aanskuif na die volgende deel van my lewe toe. Ek wil aanskuif na die volgende deel van my gedagtegang, van my geestelike lewe. Here, ek wil nie sit waar ek nou sit nie. Kan ek vra, wie van julle is lief om te lees? Ek weet, as baie tannies en baie mense wat lief is vir lees. Hoeveel keer het jy al 'n boek gelees, maar dan het jy by een hoofstuk vasgesteek en daai hoofstuk 50 keer oorgelees? Nie een nie. Kan ek gou vandag vir jou sê, die probleem wat ons mee sit is ons word vasgemaak aan sonde. Ons word vasgemaak, we get stuck in emotion, waar ons hierdie ding oor en oor doen. Wanneer gaan ons dan vrykom van sonde? Wanneer gaan ons dan die besluit maak om te sê, ek weier om te leef soos wat ek geleef het. Ek wil nie meer doen wat ek gedoen het nie, want ek is vrygekoop deur die bloed van Jesus Christus. Sy kruis het waarde vir my. I don't want to get stuck in this position. Kan ek dit vanmorgen vir jou sê, baie keer in ons lewens word ons so vasgevang, dat ons nie weet hoe ons gaan uitkom nie. Ek gaan kyk na David, 'n skaapwagtertjie, wat in die veld sit, vasgevang in omstandighede. Dis wat my pa gesê het, ek moet doen, so dis wat ek moet doen. Ek weet nie van iets weders nie, maar dis die werk wat
vir my gegee is, en ek gaan hier bly. Kan ek vanmôre vir jou sê, baie mense sit nog in die veld en skape op pas, terwyl God eintlik sê, ek het jou geroep vir groter dinge, ek het jou geroep om dinge te doen, om wonders en tekens te laat gebeur, maar wat gebeur? We are stuck. David het my verskriklik laat dink. Want David word gesalf as koning, maar is nog steeds vasgevang. Hy kan nie koning word voor Saul nie doodgaan nie. Hy kan nie koning word voordat God nie die besluit maak nie. Hy kan nie koning word voordat dinge gebeur nie. En dadelik begin die Here met my te praat en hy sê vir my, hy sit vas in 'n hoofstuk, maar dit beteken nie, hy leef nie deur die hoofstuk nie. En dadelik begin ek hier aan te dink, want jy sien, as ek en jy vanmôre vir probleme en bekommernisse en laste te staan kom, is die ding wat ons baie keer doen, ons probeer dit omseil, ons probeer van dit af wegkom, ons probeer om te kyk of ons dit kan mis. Kan ek vanmôre vir jou sê, dit het tyd geword dat kinders van die Here nie hulle reuse probeer wegvat nie, maar dat hulle reuse sal tromp oproep en sê, met my God loop ek 'n pendestorm, met my God spring ek oor 'n muur, ek is nie vasgevang in die omstandighede van die reuse wat voor my is nie, ek is losgemaak deur die bloed van Christus Jesus. Jy sien, hierdie het my geweldig vinnig laat dink, want baie mense vlug vir die reuse in plaas van hardloop na die reus toe. Pastoor, kom sê jy so, want dis baie keer, kan ek dit sê, dis die reuse in jou lewe wat maak wie jy is. As jy weghardloop vir jou reus, sal jy altyd bekend staan as die lafaard. Maar as jy die reus verslaan, sal jy bekend staan as die reusverslaaner. Sal jy bekend staan as die ene wat iets gedoen het aan die omstandighede. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, David sit daar so, hy kom daar aan, en weet jy wat die ding wat hy aan vasgevang word, aan sy broer se opinie. Wat maak jy hier? Jy het net gekom om te kyk hoe lyk die reus, jy het net gekom om sekere dinge te doen. Kan ek dit vir jou sê, mense se opinie raak baie maal die ding waarom ek vasgevang word. Pastoor, daai ou het gesê, ek's nie goed genoeg nie, so dan is ek seker maar nie goed genoeg nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, jou opinie maak nie saak nie. Ander mense se opinie oor my lewe maak nie saak nie. Wat vanmôre saak maak, is wat God van my dink, en sy opinie, en waarheen hy my wil vat, dis vanmôre wat saak maak in my lewe. Ons raak so vasgevang in ander se opinie, dat ons baie keer mense vermy, as gevolg van hulle opinie oor my. Jy sien, ek wil jy moet verstaan vanmôre, dat ons word baie keer in 'n zone ingeplaas, of in 'n hoofstuk ingesit, vir 'n rede. Ek het gister, terwyl ek by Eugene is, en ons gaan die reëlings maak vir Christie en Mariet se begrafnis, toe ek by hulle sit en met hulle begin praat, toe sê hy, ek kry nie hier die beeld van hulle uit my kop uit nie. En dadelik besef ek, hy is vasgevang in 'n tragedie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Ek en jy word baie keer vasgevang in 'n tragedie. Ons sit baie keer, omdat ons iemand of iets verloor het, vasgevang in 'n tragedie, en ons kom nie uit dit uit nie, ons kry nie wegbeweeg van dit af nie. En ek wil dit vanmôre verstaan, want as daar een ding is wat die vyand graag sal doen,
is dit om jou net vas te hou op 'n sekere plek. As hy dan Jesus aan die kruisie kan kry, wat gedra word deur mense, dan het hy hom vasgevang op 'n plek. He stuck him to a place. En ek wil vanmôre vir jou sê, God het jou nie geroep om vasgevang te raak op 'n plek nie, maar hy het jou geroep om die lewenswandel te loop in oorvloed, in blydskap, in vrede, in geluk en in al hierdie dinge, want dis waarvoor ons geroep is. Ek het baie hieroor gaan sit en dink, want jy sien, om gestap te raak aan iets, raak 'n probleem. Ek het Vrydag aand hier by die welsynse ete wat 'n groot sukses was, het ek lekker afval geëet en ek het so 'n paar hoenderpotjies deurgewerk en 'n hoenderpotjie is geneig om lymerigheid uit te kook. En as jy hom eet dan, hy word so sticky. Jy sit vas aan hom. En dadelik te dink ek daaraan, toe Morney klein was, dan sy so besig, ons sit op die man, lekker net laat hy bietjie rustig sit, dan vat ek sy handjies, dan smeer ek so bietjie stroop aan, en dan gee ek hom 'n veer. Dan soos wat hy hom afhaal met die een hand, dan sit hy vas in die hand, dan draai hy met die hand, en so hou ek hom besig vir ure, en ek wil hê dit vanmôre hoor, want die vyand is besig om jou besig te hou vir eeue met dieselfde dinge wat gister gebeur het. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil die dinge van gister wil ek aflê. Ek wil my uitstrek na dit wat voor is. Ek wil nie besig gehou word met my sonde, my verlede, die dinge wat teen my tel nie, maar ek wil opstaan, my reus tegemoet loop en sê, ek is meer dan 'n oorwinnaar deur Christus Jesus wat my die krag gee. Ek hoef nie vanmôre vas te hou aan enige iets behalwe God nie. Ek het baie daaroor gaan sit en dink, want sonde het 'n manier dit kleef aan 'n mens. It gets stuck. Partykeer wil ons iets doen, dan dink ons nie, ons het daai sonde gedoen en ons is so bang om kom uit, of jy weet, iets gebeur, of iemand vind dit uit, of ons is so geneig because we stuck. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, ek wil op die plek kom waar ek liewers te sê, ek is nie vanmôre vas aan iets nie, behalwe aan Christus Jesus. Kan ek dit maar sê, en vergewe my, God is nie iemand wat jou gaan laat stak aan hom nie. Hy het jou wil gegee, of jy daar wil wees of nie. You're not stuck. Jy kan omdraai wegstap. Maar as jy sy liefde ervaar het, as jy sy krag ervaar het, as jy sy genade verstaan, as jy sy goedheid sien, as jy kan besef wat jy vanmôre kan deurmaak saam met hom, as jy kan weet hy is jou oorwinning en jou krag en jou sterkte, dan hoef jy vanmôre nie angstig te wees nie. But we get stuck. Pastoor, wat wil jy vanmôre vir my sê? Ek wil jou vanmôre die vraag vra, hoe lang nog wil jy bly waar jy is? Hoeveel maal wil jy hierdie hoofstuk oorlees? Hoeveel maal wil jy dieselfde goed deurgaan? Hoeveel maal wil jy op die plek kom waar jy sê, pastoor, as ek net hier verby kan kom, as ek hier die hoofstuk net kan afsluit, kan ek dit vanmôre vir jou sê, vat jou boek en blaai om. He's giving you a new story today. Hy gee jou 'n nuwe verhaal. Hy gee jou 'n nuwe toekoms. Hy gee jou 'n nuwe uitweg. Hy gee jou 'n nuwe oorwinning. Maar wat beteken dit? Ek sal moet gaan en sê, ek maak klaar met dit wat ek besig is. Ek wil begin klaarmaak
Want ek sien my tyd hardloop uit. Die groot ding wat ek in my lewe begin verstaan het, is ons raak so maklik vasgevang, omdat ons nie in vryheid wandel nie. Ons wandel nie noodwendig in geloof nie. Want jy sien die Bybel sê, as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Jy sien, as ek begin wandel in geloof, dan sal my hele lewe verander sonder dat ek iets hoef te doen. Want nou wil ek nie meer die dinge van die wêreld aanhang nie, maar die dinge van God, want ek wandel nie deur aanskouing nie, nie deur wat ek sien nie, maar deur geloof. En wanneer ek in geloof begin wandel, dan raak dinge vir my anders. Pastoor, waarvan praat jy? Ek wil vanmôre vir jou sê, then you don't get stuck anymore. Ek het vanmôre vroeg te lê, dink ek aan iets wat met my gebeur het. Ek het op die plaas gebly in Bloemhof en op 'n stadium toe skiet ek 'n jakkals, maar 'n kwesel. En hy hardloop in die bosse, en by ons rivier was dit baie dig bebos, en geweldig baie van hierdie hak- en steekdorings. Ek weet nie of ken jy mense doring met so, hy is so rond. En ek het net 'n vest aan, want Bloemhof is baie warm. En ek hardloop met my geweer in die bosse en agter hom aan, want ek wil seker maak, hy gaan vrek, want hy eet my bokke se lammers. En terwyl ek kom jaag, toe gryp van hierdie dorings my, en het steek in my arms en in my rug, en orals in, en ek maak 'n besluit, ek gaan nie stop nie, want dit gaan keer, dat ek hom nie kan kry nie. En ek besluit om aan te hou, om te hardloop. En op 'n stadium toe ek omvang en om doodskiet, toe voel ek beter, maar die aand toe ek by die huis kom, toe trek Annelie 39 dorings uit my lyf uit my arm, uit my rug, oorals waar hulle afgebreek het. En dadelik besef ek, when you get stuck, you're gonna get hurt. Want jy sien, wanneer jy op 'n plek vasgevang word, moet jy besef, dit gaan nie maklik wees om los te kom nie. Ek gaan partykeer met losruk. Ek gaan partykeer met sê, dis nie my deel nie. Dit wat God my gee, is my deel. En ek sal staan vanmôre op dit, want vir hierdie rede is ek geroep. Ek is nie geroep om stil te staan nie. Jy is nie geroep vanmôre om in sonde te bly leef nie. Jy is nie vanmôre geroep om deur ander se opinies vasgehou te word nie. Jy is nie vanmôre geroep om deur jou omstandighede vasgehou te word nie. Jy sal dit losruk. Jy sal dit klaarmaak. Pastoor, dit gaan seer wees, I know. Kan ek dit vanmôre vir jou sê? Ons pyn is tydelik, maar ons toekoms is ewig. Jy sien, party mense wat vandag hier sit vasgevang in finansiële omstandighede. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, niks gaan verander as jy nie daarop begin werk nie. Party van ons sit in liggaamlike toestande, siektetoestande vasgevang, en ons weet nie wat om te doen nie. Kan ek dit vanmôre vir jou sê, niks gaan verander as jy dit nie gaan vat en jou simptome en goed begin behandel nie. Tensy God gaan ingryp,
Ek het donderdag gehoor my swaartjie, Annelies suster se man, is gediagnoseer met kolonkanker, en ek het gou deurgery Pretoria toe, hy is geopereer, en toe die dokter uitkom, toe sê sy die operasie was 'n groot sukses, maar ons wou 'n gedeelte van die lewer wegsny, maar die kanker is te ver versprei. En dadelik toe ek hier aan dink ek, wauw, vasgevang. En ek wil jy met vanmorgen dit verstaan, dat die vyand probeer om jou in die hoofstuk te hou. Die vyand probeer om jou hierdie hoofstuk oor en oor te laat lees. Terwyl hy weet, as ek net verby die reis kan kom, sal alles verander. So ek weet nie vanmorgen waarin jy vasgevang is. Nie party mense is vasgevang in drank, ander om enige verslawing, dwelms, sigarette, wat ook al die geval mag wees. Ander mense is vasgevang in 'n huwelike, liefdeloosheid. Ander is vasgevang in woede, in angs, in vrese. Elia het weggekruip as gevolg van die vrees wat hy gehad het vir Israel. Ek weet nie van jou nie, but I don't want to be stuck anymore. Elke hoof gebuig, elke oog gesluit. Ek wil niemand moet rondkyk nie. As jy vanmorgen aan iets kan dink, waar jy vasgevang sit, dan sê God, dis tyd om los te raak. Dis tyd om los te kom. As jy vanmorgen wil losbreek, steek op jou hand na God. Ek wil jou vra, as jou hand opgesteek het, sal jy saam met opstaan. Ek wil graag saam met jou bid, en daar saam met wat reg oor die gehoor opgaan. Onse Vader, wat in die hemel is. Vanmorgen staan die manne en vroue voor U, wat dieselfde hoofstuk al 'n paar keer moes oorleer en oorlees en oorleef. En Here, ons kom vanmorgen na U toe en ons trek 'n streep in die sand. Here, ek wil nie meer vasgevang wees aan die wêreld en sy sonde nie. Ek wil nie vasgevang wees in 'n verslawing nie, ek wil nie vasgevang wees aan pornografie nie, ek wil nie vasgevang wees aan finansiële ondergeskiktheid nie. Ek wil vanmorgen loskom van dit wat die vyand my mee vashou. I don't want to get stuck in this position. I trust You to set me free completely. Here, al moet dit vanmorgen 'n bietjie seer wees. Al beteken dit, ek gaan 'n paar dorings of 'n paar letsels sê, Here, maar ek gaan nie bly waar ek is nie. I'm gonna walk away, no matter what. Here, ek wil vanmorgen hierdie bladsy omblaai. Ek wil klaarmaak met my hoofstuk van die verlede. Ek wil klaarmaak met dit wat my vasgehou het. Ek wil instap in God se oorwinning, instap in sy rus, instap in sy vrede, instap in sy oorwinning. Ek weier om te bly waar ek is.
vanmorgen bid en vra, Here, elke persoon wat voor U staan, gee hulle die mindset, verander hulle gedagtegang, om deur hierdie goed te ruk en uit te kom. Here, ek is so bly dat U opgestaan het uit die dood uit en my geloof nie nutteloos geword het nie. En Here, ek is so dankbaar dat dit die rede is waarom ek kan opstaan. Want ek weet vanmorgen, U het my vrygekoop met die kosbare bloed. Ek eer U daarvoor in Jesus wonderlike naam. En die volk van die Here sê, Amen, ek in die sitplek en neem. Terwyl die musiekspan naar vore kom, wil ek 'n laaste gedagte met jou deel. En ek wil gou vanmorgen vir jou sê, iets wat my nogal gevang het, is, dis nie altyd die groot goed wat ons vastvang nie. Dis die klein goedjies. En as jy nie verstaan wat ek bedoel nie, toe ons op die plaas gebly het, toe koop my pa vir ons een van die Toyota Stallion bakkies. Dis mos die cruiser mini-size type dingetjie, weet hy, wat is so lig en ek het baie keer, as ons afry rivier toe, dan sê ek baie keer vir Annelie, maar net nie ophou om petrol te drank nie. Want jy sien by die rivier is dit baie turfgrond, en die oomblik as jy in turf begin glij, is ons geneig om ons voet van die petrol af te haal, dan stoot hy net so klein balletjie, en jy kom nie oor die balletjie nie. Dan baie keer, dan is ek onder by die rivier, dan is ons daar, ons vang vis, of ons werk, of ons doen iets ander, dan hoor ek, die kom Annelie aangerei, want sy het vir ons gaan koffie maak of iets, dan kom sy teruggerei, dan hoor ek hoe reis ek in die bak, dan hoor ek, dan weet ek, sy sit vast. Kan ek vanmorgen vir jou sê, moenie laat die duivel jou laat vastsit oor klein goedjies nie. Begin om te doen wat God wil hê jy moet doen. Verander jou tegniek. Ek het baie keer van gelag en sê ek, Annelie, dan loop ek so toe, dis ver, sê ek omtrent 500-600 meter moet ek oploop om aan die ander kant die bos te kry, want dis waar die pan is. Dan kom ek daar, dan sit sy en hy sê vir my, sy nie. Dan sê ek, Lavi, ek gaan jou uitstorig en ek jou wys. Dan sê sy, jy gaan nie deur wees, ek gaan jou wys. Dan sê ek, sy die bakkie in reverse, dan stoot ons die bakkie uit. Dan gaan klim ek in die bakkie, dan begin ek te ry, ek sit voet neer, ry ek, dan glij die bakkie en hy maak so 'n bietjie so, dan sê sy, jy wil dat ons doodgaan, dan sê ek, sit net vast, hou net vast, ons amper deur, en as ons aan die ander kant deurkom, dan sê sy, julle weet ek sy vrou, ne? Dan sê ek, ja, ek weet. Maar die tegniek het nie verander nie. Om vry te kom, het nie verander nie. Ek moet in geloof begin wandel, en God vertrou. Moenie dat die vyand sy dorings in jou inslaan nie. Dit vat partykeer pyn om los te kom. Maar as jy los is daar niks wat jou kan keer nie. Amen. Dankie vir